Goeiemôre leerders, hiermee volg deel 2 van julle natuurlike wetenskap biodiversiteit. Vrywaring. Die werk wat tydens hierdie video aanbieding gedoen moet word, dek die werk vir kwartaal 1 vir natuurlike wetenskap in graad 7. Wat is die verskil tussen anthropodes en molluske? Anthropodes is die algemeenste diere op aarde. Meer as 3/4 van die diereryk is anthropodes en hulle bestaan uit meer as 1 miljoen spesies. Anthropoda het 'n harde exoskelet. Jy gaan 3 van die anthropoda klasse bestudeer, naamlik insekte, krustasieë en arachnide. Alle molluske het sagte liggame. Die naam kom van die Latynse woord mollus wat sag, teer en week beteken. Sommige molluske het 'n harde buitedop om hulle sagte liggame te beskerm. Molluske het nie ruggrate nie en hulle het ook nie harde eksoskelette nie. Die vloeistof wat hulle binnehou, ondersteun hulle liggame in wat 'n hidrostatiese skelet genoem word. Die liggaam is ongesegmenteer, maar kan aanhangsels soos antennes en monddele insluit. Molluske kan op land en in die water lewe. Die meeste molluske leef in die see, maar baie het aangepas om in vars water en op land te lewe. Party het kieu terwyl ander longe het. Lys die onderskeidende kenmerke van invertebrate. Insekte. Insekte het 'n exoskelet. 'n Insek se liggaam bestaan uit 3 dele: die kop, borststuk en agterlyf. 'n Insek se kop het 'n paar antennes en 'n paar saamgestelde oë. Saamgestelde oë het baie lense vir elke oog. Dit verskil van eenvoudige oë wat net 1 lens het. 'n Springkaan is 'n insek met 3 eenvoudige oë sowel as 2 saamgestelde oë. Insekte het 6 pote wat aan die borststuk vas is en gebruik word om te stap, te swem, te spring of te grawe. Die borststuk kan ook vlerke vir vlieg hê. Die agterlyf bevat die liggaam se organe. Insekte het nie longe nie, maar hulle het 'n reeks buisies vir gaswisseling in hulle liggame. Lug word deur die spirakels in die insek se lyf ingeneem. Arachnide. Arachnide het 'n exoskelet en geleede aanhangsels om mee te loop. Anders as anthropodes het arachnide nie antennes nie. Die liggame van arachnide bestaan uit 2 dele: 'n kopborststuk en 'n agterlyf. Arachnide het 8 pote en al die pote word gebruik om mee te stap. Baie arachnide, soos spinnekoppe, kan seidrade produseer om spinnerakke te spin, waarin hulle hul prooi vang en 'n eiersak bou om hulle eiers veilig te hou. Arachnide het boeklonge wat lug deur openinge, die asemhalingsopeninge, op die agterlyf inneem. Krustasieë. Krustasieë is die meeste van die tyd in die water. Hulle het 5 paar geleede pote en die voorste paar is aangepas om knypers vir die vang en vreet van prooi te vorm. Krustasieë, soos die krab, het 'n harde exoskelet. Hulle het 2 liggaamsdele, die kop-borststuk wat 'n kop en 'n borststuk aaneen is, en die agterlyf. Die kop-borststuk het antennes wat deel is van hulle sensoriese stelsel, en die agterlyf sluit die hart, spysvertering en voortplantingsstelsel in. Krustasieë het kieu om asem te haal omdat hulle in akwatiese ekostelsels bly. Krustasieë het saamgestelde oë wat op kort steeltjies vooraan die kop-borststuk vas is. Die landslak. Die landslak is 'n voorbeeld van 'n mollusk wat jy al moontlik in jou omgewing gesien het. Slakke hou daarvan om in klam, skadu-plekke te bly waar daar baie plante is om te vreet. Slakke hou van warm, vogtige weer. Hulle hou nie van direkte sonlig nie, omdat die hitte van die son hulle sagte, vloeistofgevulde liggame kan uitdroog. Hulle interne organe word deur 'n dop beskerm wat 4 tot 5 spiraalvormige draaie het. Hulle is herbivore en veroorsaak baie skade aan plante. Daar is 'n opening vir asemhaling wat na die ingewandsmassa lei.
Lig beweeg in hierdie holte met al sy bloedvate wat suurstof toelaat om deur die liggaam geabsorbeer te word. Daar is 'n slijmklier agter die mond wat slijm oor die voet versprei en die slak help om makliker te beweeg. Hierdie is dan die einde van vandag se les, maar voor jy gaan, loer net weer na die verskillende stappe wat jy as leerder kan volg om hierdie aanlyn klas 'n sukses te maak.